Dit is Sondag 17 Mei 2020 en ons sê vir jou baie hartlik welkom by die erediens van die Gereformeerde Kerk Sasolburg. Kom ons word nou stil voor die Here en dan sê ons vir die Here ook dat al ons hulp van hom afkom met die woorde van Psalm 121. Ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Hoor hoe God jou nou seën. Genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Al is ons nou nie saam nie, is die Here steeds saam met ons en by ons en in ons midde. Kom ons loof dan nou ook die Here met hierdie wete dat hy in ons midde is. Ons gaan dit doen vanoggend met die woorde van Lied 159 verse 1, 2 en 3. Ons gaan nou ons geloof saam bely. Ons gaan dit vanoggend doen aan die hand van Skrifberuiming 12:2, beruiming van die 12 artikels. En ons moedig jou ook aan om dit in jou hart saam met ons te bely. Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, eengeborene van die Vader, in sy hoogheid, onze Heer. Hy wat deur sy Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het geveld,
kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel, wat die derde dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou, na die hemel opgevaar het, deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte, aan Gods regterhand omgee, tot hy weerkom as die regter, van wat dood is en wat leef. Ek geloof met stille aanbidding, in die Heilige Gees wat my, in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader, deur die lange eeue heen. Ek geloof aan die gemeenskap, heilige verbintenis, van wie almal same eenheid, in hul Heer een liggaam is. Ek geloof die skuldvergewing, weeropstanding van die vlees, en 'n lewe in eeuwigheid, as die dood nie meer sal wees. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van die erediens ons lewe toets aan die wil van die Here, soos wat die Here dit vir ons gee in sy wet. Ons gaan vanoggend luister na die wet van die Here in Deuteronomium 5. Ons gaan saam lees vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Wanneer ons lewe so toets aan die wet van die Here, dan besef ons net weer hoe groot ons sondenood is. Kom ons bring nou ons sondenood voor die Here deur saam te sing uit Psalm 130 verse 1 en 2.
ons sluit na die oë, dan bid ons saam. Vader, ons eer U net vir wie U is. Ons prys U vir U liefde en U trou en U genade. Ons maak U groot met alles in ons, omdat U dit waardig is. Ja, U is almagtig, alwys, alomteenwoordig en ontsettend heilig. U verdien al ons lof. Ons aanbid U vir U wonders soveel kere. Ons lees nie net daarvan in die Bybel nie, maar ons beleef dit ook in ons eie lewe. Die grootste wonder wat U gedoen het in ons lewe, is die wonder wat U hier binne in ons harte gedoen het. Toe U ons koue, dooie harte lewend gemaak het, en toe U geloof en die wedergeboorte in ons gewerk het. Ons kan U nie ophou loof en prys daarvoor nie. Ons sal U vir ewig dankbaar wees. U genade is vir ons ontsettend goed. Dankie dat ons vanoggend saam na U wet kon luister. As ons onsself eerlik aan U wet en U woord toets, dan besef ons hoe diep is ons sonde nood. Ja, Vader, uit die dieptes van ons sonde nood roep ons U smeekend aan. Want is net as U vergewend luister, dat ons kan bestaan. U wat ons sonde uitwis, ons so in die afgrond van ons sonde sien. U skenk aan ons vergifnis, sodat ons U kan dien. So wag ons op U, Here, omdat ons U vertrou. Ons dra almal aan U op wat swak geword het, en hulle wat siek is, en die wat herstel na operasies. Wees ook met almal wat hartseer is. U weet ook dat baie van ons alleen is, veral ook in hierdie krisistyd, en dat baie van ons baie spanning beleef as gevolg van die impak van hierdie virus op ons lewens. Vader, ons vra dat U ons sal vorm deur hierdie beproewings, en dat U ons hierdeur sal dra. Laat ons deur hierdie krisis in ons geloof groei, en steeds meer volwasse word in ons geloof, steeds nader aan U. Heilige Gees, lei ons nou waar ons besig gaan wees met die woord. Maak vir ons die woord oop, en help ons om dit in ons lewens toe te pas en te gaan uitleef. Ons bid dit alles in ons Here Jesus se naam. Amen. Voor ons nou saam na die woord van die Here luister, kom ons vra die Here dat hy nou self met ons sal praat, deur sy woord en deur sy gees. Ons gaan dit vir die Here vra met die woorde van die 254 vers 1, wat ons 2 keer gaan sing.
Ons gaan vanoggend saam luister na die woord van die Here uit Matteus 28 vers 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien het, hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons fokus vanoggend op die eerste gedeelte van vers 19. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Ons tema vanoggend is die 5 kenmerke van 'n disipel van Jesus. In hierdie gedeelte gee Jesus vir sy kerk 'n opdrag wat onder die meeste teoloë bekend staan as Jesus se groot opdrag vir sy kerk. En naamlik, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou as mens mooi gaan kyk na hierdie groot opdrag in die oorspronklike taal, dan sal jy sien dat daar eintlik net een opdrag in hierdie hele gedeelte is. Daar is 'n groot opdrag binne die groot opdrag, naamlik maak die mense my disippels. Die ander 3 opdragte wat ons hier in ons vertaling kry, is eintlik net 3 deelwoorde wat vir ons sê hoe ons disippels vir Jesus moet maak. Naamlik deur na hulle te gaan, deur hulle te doop en deur hulle te leer om alles te onderhou wat Jesus ons beveel het. Ons gaan vanoggend net fokus op hierdie groot opdrag, binne die groot opdrag, naamlik maak die mense my disippels. En ons gaan veral kyk na die woord disippels wat Jesus hier gebruik. Wat het Jesus met disippels bedoel? Nou, om te verstaan wat Jesus met disippels bedoel het, moet ons verstaan wat die woord disipel in die eerste eeu na Christus beteken het. Daardie tyd toe Jesus dit gebruik het. Wat sou die 11 disippels daar op die berg verstaan het toe hy die woord gebruik het? Nou as ons gaan kyk na die woord disipel en hoe dit verstaan is in daardie tyd, dan sien mens dat dit 'n woord is wat algemeen gebruik is en dat die meeste mense baie goed verstaan het wat die woord beteken. Ons lees byvoorbeeld in Markus 2 vers 18 en die disippels van Johannes en die van die Fariseërs was besig om te vas. Toe kom hulle en sê vir hom, dis nou vir Jesus, waarom vas die disippels van Johannes en die van die Fariseërs, maar u disippels vas nie? Die punt wat jy hier moet sien is dat enige leermeester of rabbi of iemand soos die Johannes die Doper wat volgelinge gehad het, sy volgelinge of leerlinge het bekend gestaan as disippels. Dis immers wat die woord disipel beteken. Disipel beteken leerling of volgeling. En as mens nou ook na studies gaan kyk oor disippels in die eerste eeu na Christus, dan sal jy sien dat disippels almal
5 kenmerke vertoon het, ongeag wie die leermeester of die rabbi was. Dit is dan ook opmerklik dat ons Here Jesus nêrens vir ons leer dat as hy die woord disipel gebruik, dat ons nou iets heeltemal anders daaronder moet verstaan nie. So, hierdie 5 kenmerke sou ook waar gewees het vir disippels van Jesus. Dit sou ook waar gewees het vir disippels van Johannes die Doper en vir disippels van die Fariseërs of wie ook al die rabbi was. So, wat is hierdie 5 kenmerke van disippels wat ons vind in daardie tyd? Die eerste kenmerk is volledige onderwerping aan die leermeester. Wanneer jy in daardie tyd 'n disipel van 'n leermeester geword het, dan moes jy jouself volledig aan die leermeester onderwerp. En so het ons Here Jesus ook van sy disippels verwag dat hulle self volledig aan hom moes onderwerp. Hy leer byvoorbeeld in Matteus 10 vers 24, 'n leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf is nie hoër as sy eienaar nie. Jesus noem hierdie 2 stellings in parallel, want beide stellings leer presies dieselfde waarheid. Net so ondenkbaar soos 'n slaaf wat in opstand kom teen sy eienaar en teen sy eienaar begin rebelleer, so ondenkbaar was dit ook dat jy as 'n disipel van Jesus teen hom in opstand sou kom en teen hom sou rebelleer. So terloops, het jy geweet dat die Griekse woord wat in ons vertaling met Here vertaal is, letterlik eienaar of baas beteken. Here is ook 'n titel wat hulle dikwels vir konings gebruik het. As jy dus as 'n disipel vir Jesus gesê het, ek aanvaar U as my Here, dan het jy eintlik vir hom gesê, ek aanvaar U as die koning en die eienaar van my lewe. En ek gaan voor U buig. En ek gaan myself aan U onderwerp. En dis ook wat Jesus van jou verwag, as jy sy disipel word en hy jou leermeester word. Volledige onderwerping. En nou moet ons onthou, volledige onderwerping is nie dieselfde as perfekte of volmaakte onderwerping nie. Geen disipel kon destyds hulle self volledig of perfek of volmaak aan hulle leermeester onderwerp nie, want hulle was maar net mense en hulle was ook sondig. Maar die leermeester wou wel hê dat jy met jou hele hart en opreg sy volgeling sou gewees het en nie 'n halfhartige volgeling nie. En so het ons Here Jesus ook van sy volgelinge opregtheid en jou hele hart verwag. Dis onder andere wat hy ons leer in die groot gebod in Matteus 22. Dan sê ons daar leer, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Jesus leer ook vir sy leerlinge, daar in Lukas 9 vers 62, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. En daarmee sê Jesus, hy soek nie volgelinge of disippels wat sy hele hart nie in hulle disipelskap is nie. Hy soek volle oorgawe aan hom. Volledige onderwerping beteken natuurlik ook dat jy aan jou leermeester of jou rabbi gehoorsaam moes wees. As die rabbies byvoorbeeld destyds vir jou 'n sekere leefwyse beveel het, of vir jou sekere opdragte gegee het,
dan moes jy gehoorsaam wees en dit doen. En net so verwag ons Here Jesus, die groot leermeester ook van sy disippels, deur die eeue gehoorsaamheid aan sy opdragte. Ons sien dit baie mooi hier in Matteus 28 vers 20, dat hy beveel, maak die mense my disippels en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die vraag gehoorsaamheid. Hy leer ons ook in Johannes 14 vers 21, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. Sien jy? Hy vra gehoorsaamheid. Wat is baie hartseer. Ons lees in die Bybel dat die bose geeste Jesus gehoorsaam het as hy hulle byvoorbeeld beveel het om uit iemand uit te gaan. Ons lees die wind en die golwe het ons Here Jesus gehoorsaam. Selfs die dooies het ons Here Jesus gehoorsaam. Dink maar aan Lazarus. Maar nou kry mens dat baie mense wat hulle self Christene noem, dikwels nie gehoorsaam is aan ons Here Jesus se opdragte nie. Jy kan natuurlik net aan ons Here Jesus se opdragte heelhartig gehoorsaam wees as die Heilige Gees in jou woon en as hy jou beheer. Dit is totaal onmoontlik om dit te doen sonder die Heilige Gees. Totale onderwerping beteken ook dat jy gehoorsaam moet wees, selfs al maak die opdrag nie altyd logies sin vir die wêreld nie. En daarmee sê ons nie, as jy 'n volgeling van Jesus word, moet jy nie meer jou brein gebruik nie. Maar soms gaan ons Here Jesus inderdaad van jou iets vra, wat dalk vir die wêreld nie so logies lyk nie. Dink maar aan Petrus wat hy beveel het om op die water te loop, of om weer die nette uit te gooi, nadat hy die hele nag niks gevang het nie. Dis totale onderwerping en gehoorsaamheid, selfs al maak dit nie heeltemal logies sin nie. En jy? Is jy 'n Christen? Of is jy regtig 'n disipel van Jesus? Het jy jou al volledig aan hom en sy wil vir jou lewe onderwerp? En probeer jy regtig om in alles aan hom gehoorsaam te wees, opreg en met jou hele hart? Dis wat ons Here Jesus van sy disippels verwag. Wat was die tweede kenmerk? Volledige bemeestering van die leermeester se woorde. En daarmee bedoel ons, die disippels moes in daardie tyd hulle rabbies se woorde memoriseer. Weet jy dat skryf, soos ons dit vandag ken, in die eerste eeu na Christus grootliks nie bestaan het nie. 70% van die mense in die Romeinse Ryk was ongeletterd en kon nie lees of skryf nie. Die materiale waarop hulle geskryf het, soos die papierusrolle en perkamentrolle, was ook skaars en baie duur en daarom het baie min mense geskryf. Ons weet ook, na die ballingskap was daar 'n wet in die Judaïsme wat disippels of leerlinge verbied het om selfs 'n enkele stelling van hulle rabbies neer te skryf. Die leerlinge moes hulle rabbies se stellings verbatim, met ander woorde woord vir woord memoriseer. En so het ons Here Jesus se disippels ook baie van Jesus se woorde gememoriseer en dit hulle eie gemaak. Hy praat daarvan in Johannes 15 vers 7 as hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle. Die disippels het dus sy woorde ingeneem
en dit gememoriseer en onthou. Dis al manier hoe sy woorde in hulle kon bly. Hy sê ook in Johannes 14 vers 26, wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die disippels het dus ons Here Jesus se woorde gememoriseer en onthou, en die Heilige Gees sou later hulle geheue verfris het en hulle weer aan Jesus se woorde in hulle herinner het. Dis hoe hulle sy woorde later so akkuraat kon neerskryf. Hulle het baie van dit basies uit hulle koppe uitgeken. En jy? Is jy 'n Christen? Of werklik 'n disipel van Jesus? Hoe goed ken jy sy woorde? Hoe goed ken jy jou Bybel? Bly sy woorde ook in jou? Goeie kennis is wat Jesus van sy leerlinge verwag. Die derde kenmerk van 'n disipel is volledige begrip van die leermeester se leer. Destyds het die verskillende rabbies hier en daar klein nuance verskille gehad hoe hulle die Ou Testament interpreteer het. En elke leerling moes presies verstaan hoe sy rabbi die Ou Testament interpreteer het en waarop hy meer en minder klem gelê het. Een van die beste plekke waar ons sien waar ons Here Jesus vir ons die Ou Testament interpreteer, is die bergrede wat ons vind in Matteus 5 tot 7. En daar in Matteus 5 maak Jesus gebruik van tipiese rabbiniese debatvoering tegnieke. Dis waar hy vir hulle sê, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af vir die mense gesê is, maar ek sê vir julle. Nou dis tipies hoe die rabbies van daardie tyd die Ou Testament vir hulle leerlinge geïnterpreteer het. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af vir die mense gesê is, byvoorbeeld, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, en dan volg sy interpretasie. En die disipel of leerling moes nie net sy rabbi sy interpretasie verstaan het nie, maar hy moes ook ingekoop het. Hy moes dit sy eie gemaak het. As leerlinge nie saamgestem het met 'n rabbi se interpretasie nie, dan het hulle gewoonlik opgehou om daardie rabbi te volg. Dis byvoorbeeld wat met ons Here Jesus in Johannes 6 gebeur het, toe die meeste van die volgelinge daar nie saamgestem het met wat hy geleer het nie, en van daar af hom nie meer gevolg het nie. En wanneer 'n rabbi vir sy leerlinge gesê het, volg my, soos wat Jesus ook vir sy disippels gesê het, volg my, dan het hulle daarmee nie net bedoel jy moet hulle fisies volg en deel word van hulle skool nie, maar jy moes ook hulle leer verstaan en hulle leer navolg en jou eie maak. Dis wat daardie woorde volg my beteken het. En jy? Is jy 'n Christen? Of is jy regtig 'n disipel van ons Here Jesus? Hoe goed verstaan jy sy woorde? Volg jy hom en ook sy leer? En het jy dit al volledig jou eie gemaak? Dit is wat hy van sy leerlinge en volgelinge verwag. Kom ons kyk nou na die vierde
kenmerk, naamlik volledige nabootsing van die leermeester se lewe. In ons Here Jesus se tyd moes jy nie net jou leermeester se stellings geken het en dit volledig verstaan het nie, maar jy moes ook al hoe meer soos jou leermeester word. Jy moes sy voorbeeld volg en sy manier van leef begin aanneem. Jy moes al hoe meer soos jou leermeester begin lyk. Aan die ander woorde, jy moes jou rabbi so in die kleine word. En dis ook wat ons Here Jesus van sy disippels en volgelinge verwag. Hy leer in Matteus 10 vers 25, dit is vir die leerling genoeg, dat hy soos sy meester word. En in Lukas 6 vers 40 leer hy, 'n leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees. In Romeine 8 vers 29 leer ons dat God die wat hy gekies het, ook bestem het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Met ander woorde, om al hoe meer soos Jesus te word. En Jesus sê daar in Johannes 13 vers 15, na hy sy disippels se voete gewas het, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Die punt van al die gedeeltes is, Jesus is jou leermeester, wil hê, jy moet al hoe meer soos hy word. Elke uitverkore kind is bestem om al hoe meer gelykvormig aan sy beeld te word. En jy? Is jy 'n Christen of is jy regtige disipel van ons Here Jesus? Onthou, mense kyk na jou. Kan hulle steeds meer ons Here Jesus se hart en sy optrede en sy voorbeeld in jou lewe sien? Dit verg natuurlik ook daaglikse dissipline, die dissipline van 'n goeie leerling, om al hoe meer soos jou Here te word. Maar gelukkig is dit ook iets waarmee die Heilige Gees ons help, want ons kan dit onmoontlik op ons eie reg kry. Die vyfde, die laaste kenmerk waarna ons vandag kyk, is volledige vermenigvuldiging van die leermeester se disippels. In die eerste eeu was dit een van die belangrikste take van 'n rabbi se leerlinge. Jy moes jou rabbi se skool vergroot. Met ander woorde, jy moes nog meer leerlinge of disippels vir jou rabbi gewerf het. En hierdie nuwe disippels moes uiteindelik weer ook aan hierdie 5 kenmerke voldoen het. En so is die rabbi se hoeveelheid leerlinge nie net vermenigvuldig nie, maar hulle is ook volledig vermenigvuldig. En dis presies wat ons Here Jesus hier beveel in ons teksgedeelte. Hy het die 11 wat hy daar bymekaar gebring het op die berg sy disippels gemaak, wat aan hierdie 5 kenmerke voldoen het. En nou stuur hy hulle uit na al die nasies toe, om nog meer sulke disippels te gaan maak. Die 11 disippels daar op die berg sou dus ook verstaan het, dat die disippels wat hulle moet gaan maak, uiteindelik ook aan hierdie 5 kenmerke moet voldoen. Dis ons groot opdrag, binne ons Here Jesus se groot opdrag. Maak die mense my disippels, sulke disippels. En jy? En ons gemeente? Hoeveel ekstra leerlinge
het ons al vir ons leermeester gewerf. Moet ons al sy skool vir hom vergroot. En lyk daardie disippels soos die disippels wat hy bedoel het. So, hoekom gee Jesus vir ons hierdie opdrag om na die nasies te gaan en die mense sy disippels te maak? Wel, dit gaan natuurlik oor die redding van verlore siele. As mense vir die eerste keer werklik sy disippels word. En so word God se koninkryk uitgebrei as steeds meer mense voor hom as die koning buig en ook voor sy wil in hulle lewe buig. Maar dit gaan ook oor baie meer, want so word gesinne en gemeentes en hele gemeenskappe ook al hoe meer gesond as steeds meer mense ware disippels word, soos ons Here Jesus dit bedoel het. En dit alles eer God. En daar's mos nie 'n beter rede as dit nie. Kom ons sluit af. Ek wil vir jou vra om direk na hierdie preek, die video of die klankgreep waarna jy luister, net so vir 'n paar minute te pos. En dan maak jy jou oë toe en dan kyk jy bietjie baie diep na jou eie lewe. Vra vir jouself, is ek regtig 'n disipel soos ons Here Jesus in gedagte gehad het toe hy hierdie opdrag vir ons gegee het? Dink ook 'n bietjie oor ons gemeente en oor ons kerkwees. Is ons regtig besig om in ons preke en in ons toerusting en in ons katekisasie en in ons uitreike in Bybelstudies ensovoorts, is ons regtig besig om disippels te maak volgens hierdie definisie van disippels? Indien dit nie so is nie, dan moet ons dit vanoggend ook voor die Here bely. En as ons dit regtig ook met 'n hart vol berou voor die Here bely, dan kan ons ook vasgryp aan die woorde van 1 Johannes 1 vers 9, waar die Here sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En vra dan ook die Heilige Gees om ons te help om steeds meer ware disippels van Jesus te word en ook om ons gemeente te help om steeds meer disippels te maak volgens hierdie definisie. Sonder die Heilige Gees sal ons dit nooit regkry nie. Ons weet nou wat ons leermeester van ons verwag. Kom ons gaan doen dit. Amen. Ons sien hier so 'n foto van 'n rabbi en sy leerlinge of sy disippels vandag. Kom ons gebruik nou hierdie volgende paar minute. Jy kan nou die video of jou klankgreep pos en dan doen ons so 'n bietjie selfondersoek. Kom ons praat nou met die Here oor dit wat hy ook sopas vir ons in sy woord gesê het. Here Jesus, ons bely voor U dat ons as U kerk iewers deur die eeue hierdie definisie van wat dit werklik beteken om U disipel te wees verloor het. Ons dink ons is U disipels en ons maak disippels soos U ons beveel het. Maar ons besef nou dat ons nie in alle opsigte
werklik u disippels is, soos u dit bedoel het nie. En ons maak ook nie altyd disippels vir u, soos u dit bedoel het nie. Dankie dat u vandag deur u woord en gees weer vir ons kom wys het wat u bedoel het. Heer Meester, dit is na hierdie preek ons begeerte om regtig onsself aan u te onderwerp en aan u bevele gehoorsaam te wees. Ons wil u oral volg en elke dag by u voete kom sit en leer. Ons wil u woorde beter leer ken en dit ook memoriseer en onthou, sodat u woorde in ons kan bly en sodat u Gees ons ook daaraan kan herinner. Ons begeer ook om dit wat u geleer het steeds beter te verstaan en dit elke dag steeds meer in die geloof te omhels en ons eie te maak. Ons mag om steeds meer soos u te word, sodat mense steeds meer u in ons kan sien. Ons wil ook steeds meer disippels vir u werf en hulle disippels maak soos wat u bedoel het. Vergewe ons as ons hierdie opdrag van u dalk baie afgeskeep het of dalk selfs heeltemal ongehoorsaam was. O Heilige Gees, ons besef dat ons dit nie uit ons eie kan doen nie. Dit is onmoontlik. Daarom smeek ons u dat u ons hiermee sal help. Amen. Ons gaan nou lied 488 verse 1 tot 5 sing. Julle sal sien aan die einde van elke strofe is dit ook 'n gebed dat die Here ons steeds meer as sy disipelmakers sal gebruik. Kom ons sing dit saam. Helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam, mag U lof hier deur ons klink. Balsam bring herstel vir die wonde, 'n sagte sang vir die mense met hul siel, tot die hele wêreld kan sien dat U genees, mag die troos hier deur ons bied. Heer, die woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry, mag die hoop hier deur ons gee. U is koning Heer oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier deur ons kom, laat U ryk hier oral kom. Ons kan nie werklik disippels van ons Here Jesus wees of disippels maak soos hy dit bedoel het as die Here ons nie ook seën nie. Ontvang daarom nou die seën van die Here. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen.
Ons het met die volgende paar afkondigings. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en ons dankoffer na die diens is vir die sustentasiefondse. Dis 'n fonds om ander gemeentes ook te help wat finansiëel swaar kry, veral ook in hierdie tyd. En dan is daar heelwat werk wat gebeur in die vlamvatproses en ons vra dat jy steeds daarvoor voorbereiding sal doen. Dan in ons krisisplan, ons gaan op die oomblik in fase 4 steeds voort soos wat ons in fase 5 voortgegaan het. Ons sal julle ook in kennis stel as enigiets verander. Ons wil ook maar net doen dat die Bybelstudiegroepe en die aanddiens gaan ook steeds voort op WhatsApp en julle kan nou ook, as julle 'n beter disipel van ons Here Jesus wil word, is ons kleingroepe een van die wonderlike geleenthede waar jy kan 'n leerling wees en by sy voete sit en by hom leer. Dan kan jy ook vir die volgende mense bid en ons vra dat jy vir hulle sal bid vir die baie mense ook hier in ons eie omgewing wat nog nie disipels is van ons Here Jesus nie, en vra maar ook dat die Here juis ons sal gebruik om hulle sy disipels te maak. Dan kan jy ook bid vir almal wat finansiële bekommernisse het. Daar's baie mense wat hulle werk verloor op die stadium, mense wat salarisverlagings kry, allerhande redes, en ons vra dat jy regtig die mense sal opdra, ook almal wat alleen is en wat afvoel in hierdie tyd. Ons vra ook dat jy vir ons regering sal bid, dat hulle ook vir ons goeie en sterk leierskap sal gee, en dat hulle die regte besluite sal neem. Indien daar enige ander lieverleed is, dan kan jy soos elke week maar net vir Jacqueline laat weet, dan kan ons dit ook vir die res van die gemeente laat weet. En daarmee groet ons jou vanoggend. Ons wens vir jou 'n baie geseënde rusdag toe, en wees 'n disipel en gaan maak disipels.